Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Vrydagoggend. En ja, ons het nog 'n vers uit Johannes 6 uit. Een kort versie wat ons vanoggend by stil staan. Vers 48. Ek is die brood van die lewe. Ek is die brood van die lewe. Geliefdes, dis hierdie kort versie, maar dit sê so baie. Nou hierdie ek is, ons het dit vroeër gesê, dis een van die ego eimi uitsprake, as Jesus sê ek is die brood van die lewe, of ek is uitsprake, wat ons terugvat na Exodus toe, daar waar God by Moses aan die brandende bos verskyn het, en God vir hom gesê het, as die Israeliete vra, wie het jou gestuur, moet sê, ek is. Nee? So Jesus kom bevestig hiermee, dat hy God is. En dan ongelooflik, dan vat hy die alledaagse beeld, nie iets eksoties of verskriklik mooi of dier of iets nie, die mees alledaagse ding. Natuurlik sluit dit nou aan by waar hierdie hoofstuk begin het, né? Die hoofstuk het begin met die vermeerdering van die brood daar op die berg. Maar Jesus sê ek is die brood van die lewe. Soos wat jy elke dag dit nodig het. As jy nie eet, gaan jy dood. So het jy Jesus nodig, anders is jou geestelike lewe dood. Ander iets wat ons hierby kan sê, jy weet, brood wat op die tafel lê, help jou niks nie. Jy moet dit vat en eet. Jesus kom bied homself aan. En hier gaan dit absoluut ook oor die afhanklikheid wat ons van die Here Jesus het. As ek nie brood het om te eet nie, dan gaan ek uithonger, dan gaan ek van die honger sterf. As ek sonder Jesus is, sterf ek geestelik. Eindelik is die Bybel vol daarvan. Ons doen daar by die ouete huis die psalms, loop ons deur elke week, en die psalmdigters is baie duidelik daaroor, dat as jy uit 'n verhouding met God is, dan is jy eintlik klaar dood. Daarom is daar heeltyd in die psalms hierdie gebed van, maak my weer lewend. Want lewe het net te doen met 'n verhouding met God. En dit kan ek en jy net hê. Laat ons dit vir mekaar baie duidelik sê. Ek kan daai lewe net hê deur die Here Jesus Christus. Daar's nie 'n ander manier nie. Johannes se evangelie staan dit baie sterk voor. Dis net deur Jesus wat ek kan lewe. So vriende, hierdie teks is ook eintlik 'n verskriklike mooi uitnodiging wanneer die Here Jesus homself kom aanbied. En ons begin Sondag met Adventstyd in die kerk. Dis die opbou na Kersfees. Dalk die gepaste tyd om weer daaroor na te dink, dat die Here Jesus kom bied homself eintlik weer vir jou aan. Hier is 'n diep uitnodiging, wat ek wil kom pleit dat jy dit sal aanvaar vir jou lewe. Amen. Here almagtige God, baie dankie vir hierdie aangrypende teks. Maar die groter waarheid, dat dit waar is. Dankie vir die Here Jesus Christus. Dankie dat ons mag lewe hê. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.